Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, 'n geneesmiddel vir ledigheid. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, Romeine hoofstuk 12 vers 11. Die lewe van Christus van sy vroegste jare af was 'n lewe van ernstige aktiwiteit. Hy het nie geleef om homself te behaag nie. Hy was die seun van die oneindige God, maar hy het saam met sy vader Josef as timmerman gewerk. Sy ambag was betekenisvol. Hy het in die wêreld gekom as die karakterbouer en as sodanig was al sy werk perfek. In al sy sekulêre arbeid het hy dieselfde perfeksie gebring as in die karakters wat hy deur sy goddelike krag getransformeer het. Hy is ons patroon. Dit is die plig van elke Christen om gewoontes van orde, deeglikheid en vinnigheid aan te leer. Daar is geen verskoning vir stadige geknoei met die werk van enige karakter nie. Wanneer 'n mens altyd aan die werk is, maar die werk nooit klaarkom nie, is dit omdat verstand en hart nie in die arbeid belê word nie. Die uitoefening van die wilskrag sal die hande behendig laat beweeg. Die Bybel gee geen goedkeuring aan ledigheid nie. Dit is die grootste vloek wat ons wêreld tuister. Elke man en vrou wat waarlik bekeerd is, sal 'n ywerige werker wees. Van die regte verbetering van ons tyd hang ons sukses in die verkryging van kennis en geesteskultuur af. Die kweek van die intellek hoef nie deur armoede, nederige oorsprong of ongunstige omgewing verhoed te word nie. Laat slegs die oomblikke gekoester word. 'n Paar oomblikke hier en 'n paar daar, wat dalk in doellose praatjies vermors word, die oggendure wat so dikwels in die bed vermors word, die tyd wat spandeer word om op trams of treinwaans te reis, of by die stasie te wag, die oomblikke om vir etes te wag vir diegene wat laat is om 'n afspraak na te kom, as 'n boek byderhand gehou word, en hierdie fragmente van tyd verbeter word in studie, lees of noukeurige denke, dink net wat kon moontlik bereik word. 'n Vasberade doel, volgehoue ywer en noukeurige tydsbesparing sal mense in staat stel om kennis en geestesdissipline te verkry wat hulle vir byna enige posisie van invloed en nuttigheid sal kwalifiseer.